Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 7 Oktober en ons is by Koffiekuier 980. Ons het Vrydag bietjie gesels oor Psalm 19, na aanleiding ook van dit wat Dominee Jan Momsen en Ernst van Jaarsveld dan eergister in ons erediens by stilgestaan het rondom die fokus op die skepping, die ekologie en ons as mense se verantwoordelikheid en roeping ook daarin. Maar ek het ook gesê dat ek graag vandag so bietjie saam met jou wil kyk na 2 Timoteus. Ons gaan na alle waarskynlikheid so vir die volgende paar Sondae bietjie by die Timoteus teks stil staan, wat die leesooster se hooffokus-teks is van die jaar. En 2 Timoteus is 'n brief wat Paulus skryf vanuit die tronk. Hy is in gevangenskap en dit is nou hier so in die jaar 67 na Christus ongeveer, waar Paulus die brief skryf. Onthou in 64 het Rome gebrand en Nero het die Christene daarvoor kwaadlik geneem en toe daar hierdie ewige vervolging van die Christene begin. So dis moeilike tye waarin dit plaasvind. En dan skryf Paulus die brief aan Timoteus, want Timoteus is die jong dominee wat op 'n punt moedeloos is. Dit gaan swaar met die Christene wat so vervolg word en 'n mens kan vir jouself indink dat 'n mens amper op 'n punt kan kom waar jy bietjie moed verloor, wat jy hopeloos raak. En dan skryf Paulus hierdie brief aan Timoteus om hom aan te moedig om met sy passie, sy roeping dan ook uit te leef. Nou, ek het Sondag by die Kuierkerk reeds by hierdie teks stilgestaan, want ons het 'n klein seentjie in die gemeente gedoop, Klein Mattheu van Rensburg. En dit is so een van daai tekste wat mense herinner aan waar kom geloof vandaan. Nou, natuurlik kan ons mos in die eerste plek bely, sê ons, dat geloof 'n gawe van God is. Dis iets wat die Heilige Gees vir my en jou gee, maar God gebruik ook mense om ons dan nou hierdie geloof in ons te bewerk. En Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus, juis om hom te herinner aan van hierdie mense. Ek gaan nou nie die hele teksgedeelte deurlees nie, maar daar in 2 Timoteus 1 vers 5 sê Paulus, ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en jou ma Eunice was, en wat daarvan is oortuig ook in jou is. So Paulus kom eintlik en hy sê vir Timoteus, hierdie geloof van jou, hierdie gawe wat God vir jou gegee het, hou daaraan vas, want dit kom al lang jare saam met jou, deur ouma Louise, deur ma Eunice, en nou is dit ook deel van jou lewe. En dan sê Paulus in vers 6, om hierdie rede, omdat ek vashou aan hierdie geloof, en ek weet dat hierdie geloof ook in jou is, herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, weer soos 'n vuur moet aanblaas. Nou, in Paulus en Timoteus se geval spesifiek het hulle die gawe gekry om die evangelie te verkondig, om die woord te bedien. Vir ons as gelowiges verskil die genadegawes mos van mekaar. Maar dis asof ek vanmôre, vriende, deur Paulus se woorde die Heilige Gees hoor, om ook vir my en vir jou te sê, onthou jou genadegawe. En in tye wat dit nie maklik gaan nie, moet jy amper daai gawe weer soos 'n vuurtjie aanblaas. En ons weet as skole so 'n bietjie begin, dan sit jy 'n nuwe houtjie op en jy blaas my vuur weer in die gang te kry. Paulus sê dis wat ons moet doen. En dan gaan hy verder en hy sê, vers 7, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En ek wil vanmôre jou uitnooi om so 'n bietjie hieroor na te dink, ook in aansluiting by Psalm 19 en ons verantwoordelikheid teenoor die skepping. Kan ons maklik in sak en as gaan sit en sê, weet jy, dit het al so ver gevorder, ons weet eintlik nie hoe draai ons dit om nie, ons weet nie hoe kan ons 'n verskil maak nie. Ek kyk gister weer toe ons die vougoedsakke uitsit, ons gebruik daarom verskriklik baie goed, en ek en Jean moet probeer regtig om goed te herwin, maar daar's, en dan kan mense sê, ek weet nie hoe nie, dan sê Paulus ook hier in hierdie opsig vir ons, moenie lafhartig wees nie. Die Gees van God van ons nie met lafhartigheid wat weghardloop van moeilikheid af nie. Nee, die Gees van God gee vir ons krag en liefde en selfbeheersing. Wat beteken dit in jou lewe? As jy by die werk is, of as jy saam met jou vriende kuier, of as jy met jou kleinkinders tyd spandeer in hierdie skoolvakansietyd, wat beteken dit dat die Gees van God jou vul met krag en liefde en selfbeheersing? Dink so 'n bietjie daaroor na.
Paulus gaan dan nou verder en hy sê, ons moet ons nie skaam vir die evangelie nie en ook nie vir hom wat nou in die tronk is nie en so aan. En dan in vers 9 sê hy ook hierdie woorde, God het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Gered en geroep om aan hom toegewy te wees. Dis ons roeping in hierdie lewe, vriende. Dis die rede waarom ek en jy gelowiges is wat in 'n verhouding met die Vader, Seun en die Gees leef, om aan hom toegewy te wees. Daar's geen ander rede daarvoor nie. En ek het Sondag by die Kuierkerk ook gesê, ons draai as mense dit baie keer so al om, nê? Ons sê nee, ons is gered te geroep sodat God aan ons toegewy kan wees. Dat God eintlik in ons diens kan kom staan. Dis nie ons moet aan hom toegewy wees. En die Here het dit vir ons gedoen, nie op grond van die feit dat ons oulik is of wat ook al, op grond van ons dade nie, maar op grond van sy besluit wat hy van ewigheid af van Christus Jesus geneem het. Nou, ek gaan so 'n bietjie skiep daarso en dan kom ek by vers 14 wat Paulus dan nou vir 13 en 14 wat Paulus vir Timoteus sê: neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in geloof en liefde wat ons vir Christus Jesus het. So Paulus sê in hierdie moeilike tye, in die uitdagende omstandighede waarin jy leef, waar 'n ou partykeer moed verloor, waar jy vra wat is die sin van dit anders, dan sê Paulus, fokus weer op hierdie boodskap van geloof wat oorgedra is van geslag tot geslag, van Paulus af na Timoteus toe, van eintlik kan 'n mens dan nou maar sê van ouma Louise na ma Eunice na Timoteus toe en ondersteun deur Paulus. Paulus sê fokus op hierdie boodskap van geloof en volg dit na elke dag van jou lewe. En dan in vers 14 vriende sê hierdie woorde: wat aan jou toevertrou is goed, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Nou, dis die woord van die Here vanmôre, 2 Timoteus 1, gaan lees gerus van vers 1 tot 14, die hele gedeelte lekker rustig weer deur, maar ek wil jou uitnooi, dink 'n bietjie daaroor, wat beteken dit vir jou, dat ek en jy hierdie geloof, genadegawe van God ontvang het, deur mense, significant people, betekenisvolle mense wat in ons lewens ingekom het, en ons op hierdie geloofspad begelei het, en wat beteken dit ook vir my en jou, om as ware daardie aflosstokkie te kan aangee weer, aan 'n volgende geslag, aan 'n volgende generasie. En hoe doen ons dit? Ons het die Gees van God wat ons gevul het met krag en liefde en selfbeheersing. Dis vir my so 'n mooi balans om te sê, hoe moet ons as gelowiges optree? Ons kan net in krag optree en uitsprake maak en sê en voorskryf en al daai dinge doen. Maar nee, Paulus sê krag met liefde en met selfbeheersing. Wat beteken dit vir jou? Vriende, kom ons sit so dan bid ons vanmôre saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U Gees in ons is en dat U Gees ook geloof in ons werk. Dankie Vader vir mense wat vir ons ook 'n voorbeeld van geloof gestel het en nog steeds doen. Dankie vir hulle wat as ware hierdie gawe van geloof wat U gegee het, wakker gemaak het in ons. En dat ons na hulle lewens kan kyk as 'n voorbeeld en inderdaad dit ook kan nastreef. Wil U vir ons die geduld en die krag en die liefde en die selfbeheersing gee, sodat ons kan volhou om die evangelie uit te leef en te verkondig elke dag. En dankie Here dat ons kan weet, ons behoort aan U. Seën vir ons ook in hierdie week, dit bid ons Vader, in U naam. Amen. Vriende, geniet jou Dinsdag. Mag jy 'n mooi week hê. Vrydag gesels ons heel waarskynlik dan oor die volgende Timoteus teks, maar ek mag jy regtig leef vanuit hierdie genadegawe wat God jou gegee het, met krag, met liefde en met selfbeheersing. Geniet jou koffie en mooi loop.